Hallo Gloumaats en welkom by ons erediens vanoggend. Dit is so lekker om julle almal weer hier by mekaar te hê op die laaste Sondag van Februarie. Ons het natuurlik vanoggend by ons kerke in ry nagmaaldiens, maar as julle besluit het om eerder by die huiskerk te hou, is dit net so goed. Ons verlang daarna om julle te sien. Ons verlang daarna om weer te kan saam wees by die kerk, maar intussen is ons nog steeds besig om saam kerk te hou, al is dit nou op YouTube. Ons het gou 'n paar afkondigings wat ons graag wil hê julle moet van weet. Die eerste ene is Glow Big wat hierdie week begin. Ons is opgewonde daaroor. Vrydag is ons eerste Glow Big byeenkoms. Dis vir graad 5 en 6 en julle moet asseblief deel wees van die Glow Big WhatsApp groep. Die skakel na die WhatsApp groep is in die description box hieronder, so julle kan sommer gou daarop klik en deel word van ons WhatsApp groep. Almal wat graad 5 en 6 in die huis het. Glow Big is vir graad 5 en 6 en skop Vrydag af om 4:00 die middag hier by die kerk. Dan die volgende ding wat ons wil hê julle moet van weet is ons op die hoek kos wat ook die naweek wat kom gaan gebeur. Saterdag gaan hier 'n lekker groot groentemark by die kerk wees en julle kan kom boereworsrolle koop. So hou 'n bietjie dop julle WhatsApp groepe en ons kommunikasiekanale vir op die hoek kos sodat jy betyds jou bestelling kan plaas en saam met ons kan boereworsrolle eet en kom koop jou groente en vrugte hier by die kerk. Dis baie goeie pryse en lieflike mense wat dit hier gaan kom verkoop, so kom ondersteun ons gerus. Die laaste ding waarvan ek julle graag wil vertel is ons is besig om ons kerk se databasis op te dateer. Nou vir die klein maatjies databasis, dit gaan maar net oor dat ons al die mense in die kerk se name en se telefoonnommers en so aan moet bymekaar kry sodat ons met hulle kan kontak maak. So ons het 'n link uitgestuur waarop jy asseblief moet reageer. Jy klik op die link, kry toestemming by die kerk om jou details self op te dateer en dan het jy toegang tot jou details wat jy dan kan opdateer op die rekenaar of op die selfoon. So help ons asseblief daarmee, maak 'n tydjie, gaan net gou in en kyk dat jy wel op die stelsel is. Indien jy nie op die databasis is nie, kontak ons ook asseblief dat ons jou daar kan byvoeg, sodat ons kan seker wees ons gesels met ons gemeentelede. Ons gaan aan die einde van hierdie diens saam nagmaal gebruik. So julle kan 'n broodjie en 'n koeldrankie of 'n sappie of selfs 'n watertjie net daar by die TV reghou, sodat wanneer ons aan die einde van die diens kom, julle reg is om saam met ons nagmaal te gebruik. Dis nou sommer 'n mondvol wat ons vanoggend saam gesels, maar die eintlike rede hoekom ons hier is omdat ons vir die Here wil sê, hy is fantasties. So julle kan dit nou saam met my doen, hierdie is 'n bekende liedjie, julle het hom al gesing, maar nog nie in Afrikaans nie. So kyk 'n bietjie vir die Afrikaanse woorde en sing saam met ons. My God is so groot en so sterk en so magtig. My God is so groot en so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. In die begin het God alles gemaak, hy kon dit doen deur die woorde wat hy praat. Hy stuur die vloed om alles nie te maak, die see het opgegaan toe die staf die grond raak. Hy help 'n seun om 'n reus te verslaan, toe Joshua loop kon die mure nie staan. Oor al hierdie wonders hef ons hande na bo, maar as jy nog wonder of jy wil my nie glo, dan kyk ek jou nou in die oë. My God is so groot en so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot en so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Alles ons sondaars gee hy vir ons waarde, hy stuur sy seun, hy kom woon op die aarde. Hy maak gesond, hy laat blinde sien, hy laat lammes loop, hy die wêreld kom dien. Sterf aan die kruis en staan op by die dood, hy het sonde gewen en kom red uit ons nood. Hy het opgevaar en kom eendag weer terug. Gods woord is waar, dit is nie net 'n gerug. Ek kyk jou in die oë en sê, my God is so groot.
so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot en so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. God die Vader, God die Gees, God die Seun. 1 plus 1 plus 1 bly net 1. God die Vader, God die Gees, God die Seun. 1 plus 1 plus 1 bly net 1. My God is so groot, hy is so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot en so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, hy is so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Ons is so verskriklik dankbaar vir die Here, omdat hy vir ons so goed sorg. Maats, ek wens julle kon beleef hoe die Here voorsien as 'n mens kyk na die kerk se geld. Daar is mense wat geld inbetaal, omdat die Here vir hulle sê hulle moet dit doen, en daarmee kan die kerk dan ongelooflike goed na buite gaan doen, en die Here is vir ons baie goed. Hy voorsien elke keer as ons vra, dan is dit net daar. So as jy wil deel wees van die kerk op hierdie manier deur 'n offergawe te gee, maak gerus nou jou bydrae deur SnapScan of Zapper te gebruik. Is julle reg vir doentyd, maats? Ons gaan 'n bietjie musical bees speel, musikale bye. So wat ons gaan doen, is ons gaan almal maak asof ons bytjies is. Jy gaan so rondvlieg daarso waar ook al jy is, in die sitkamer of waar ook al jy is, en as die musiek stop, dan moet jy vries. En dan moet jy 'n bietjie kyk wie beweeg. As die musiek weer begin speel, dan moet jy weer soos 'n by maak en kyk hoe ver en hoe vinnig en hoe baie kan jy rondvlieg in die tydjie wat die musiek speel. As die musiek stop, dan vries jy. Kom ons speel saam. Ag, dis sommer lekker om so te speel, is dit nie? Ons gaan gou 'n bietjie saam gesels en ek wil hê julle moet gou-gou met mekaar praat
oor of jy dalk al ooit deur 'n by gesteek is. Of het jy dalk 'n maatjie wat deur 'n by gesteek is, of is mamma of pappa al ooit deur 'n by gesteek? Tel 'n bietjie vir mekaar wat het gebeur en hoe het jy gevoel? Kom ons gesels saam. Ons gaan vanoggend saam lees uit 1 Korintiërs 15 en ons gaan lees vers 54, 55, 56 en 57. So 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 57. Julle het nou gou kans om saam te lees en ek wil hê mamma en pappa of wie ook al saam met julle lees moet net gou vir julle verduidelik wat beteken die woordjies onverganklike en verganklike liggaam. Dis al vreeslike groot woorde. So praat gou-gou 'n bietjie oor wat hierdie woordjies beteken in hierdie paar versies wat julle gaan saam lees. Ek gaan gou saam met julle hierdie stukkie lees uit die Bybel vir almal vertaling. Dis 'n vertaling wat net so bietjie makliker woordjies gebruik. So kom ons luister gou saam wat sê dit in 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 57. Wanneer God dit alles gedoen het, wanneer hy vir ons 'n liggaam gegee het wat nie stof kan word en wat nie kan sterf nie, dan sal die woorde waar word wat in die Ou Testament geskryf is. God het die dood heeltemal oorwin. Dood, dink jy dat jy altyd sal oorwin? Nee, jy sal nie.
dood? Dink jy dat jy sal aanhou om mense te laat sterf soos wanneer bye mense doodsteek met hulle angels? Nee. Die dood kry sy angel van die sonde en die sonde kry sy krag van die wette. Maar ons moet vir God dankie sê. Hy het ons laat oorwin omdat ons aan ons Here Jesus Christus behoort. Maats, wat hierdie stuk in die Bybel vir ons sê, is dat die dood nie meer vir ons iets is waarvoor ons hoef bang te wees nie. Jesus het gekom, hy het gesterf aan die kruis, maar hy het opgestaan uit die dood. Wat beteken, die dood kon hom nie doodhou nie. Hy het die dood gewen, en omdat hy die dood gewen het, vat hy ons almal saam met hom. So hy het vir ons almal die dood gewen. Daarom hoef ons nie meer bang te wees vir dood nie. Ek weet dood is vir ons sleg, want dit beteken ons kan iemand miskien nie meer sien nie, of hulle is nie meer by ons nie. Ons is hartseer wanneer daar dood kom. Maar maats, hierdie stuk in die Bybel sê vir ons, dat dood nie die laaste sê kry nie. Die einde is nie by dood nie, maar eintlik die begin van 'n nuwe lewe saam met Jesus. Ons weet dat Jesus die dood se angel kom uitreik, die sleg en die seer kry daarvan, want ons kan nou vir ewig saam met hom lewe. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, en dit was 'n groot ding wat hy vir ons gedoen het. Die feit dat hy aan die kruis gesterf het, dat hy sy lewe gegee het, en dat hy opgestaan het daarna. En ons vier dit op 'n baie besonderse manier. Dit klink miskien snaaks om iemand se dood te vier, maar ons vier dit in ons kerk, sodat ons kan onthou van hierdie groot en wonderlike ding wat God vir ons gedoen het. En ons noem dit die nagmaal. Oom Johan gaan ons nou gou-gou help, dat ons nagmaal saam met hom vier. Julle, so ons is besig om vandag te praat oor die angel wat weg is van die dood. En jy kan nou vra, maar hoe weet ek is waar? Hoe weet ek daai angel is regtig weg? Miskien het jy onlangs 'n ouma of 'n oupa wat oorlede is, of 'n oom of 'n tannie, en jy's nog baie hartseer daaroor. En jy wonder, maar waar is oupa en ouma? En is die angel regtig weg? Wel, Jesus gee vir ons die brood en die wyn van die nagmaal. Die brood is sy liggaam. En hy sê, gebruik dit tot gedagtenis aan my. Dit beteken onthou dat ek het regtig aan die kruis gesterf. So neem nou die brood en eet dit saam ook as 'n familie, om te weet, Jesus het sy liggaam vir ons gegee. Dan baie keer vier ons oorwinnings ook met wyn of druiwesap, wanneer daar getoast word op iemand se verjaarsdag, en so ook is die bloed van Jesus. Sy bloed is gegee sodat ons kan weet, Jesus vergewe ons sondes, en wanneer ons in hom glo, sal ons ook opstaan. Die Bybel gebruik die woord, ons sal ook die oorwinning hê, soos wat hy dit het. So, neem die druiwesap of die wyn, en kom ons drink dit saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie brood en hierdie wyn, en dankie dat ons weet die angel is weg, want U het die dood oorwin. Dankie vir die nagmaal. Amen. Ek het vir julle 'n aktiwiteitsbladsy uitgestuur. Julle sal sien hier is so 'n byprentjie wat jy bietjie kan inkleer en 'n paadjie wat jy kan teken, en dan kan jy jou eie by die huis maak. Ek het sommer 'n geel pompom gebruik met 'n pypskoonmaker wat ek daar omgedraai het. Ek het 'n stukkie lint gebruik vir vlekkies. Jy kan selfs 'n stukkie plastiek ook gebruik. Daar's ons 2 oogies wat ek opgeplak het, en dan op die agterkant van hierdie by waar die angel eintlik moet wees, het ek 'n kruisie geplak om te wys dat Jesus se kruis die doodse angel kom wegvat het. So jy kan vir jou so 'n bytjie maak by die huis. Stuur asseblief vir my 'n foto van jou by sodat ek kan sien hoe lyk jou by, en sodat ek volgende week vir die ander maats kan wys. Maar die aktiwiteitsbladsy is op die WhatsApp groepe, so julle kan gerus nou aangaan daarmee. Ek hoop julle het sommer 'n verskriklike lekker week, maats. Ons gaan hierdie diens afsluit deur as gesinne saam te bid. So ek gaan 'n skyfie opsit wat sê bidtyd, en dit is dan julle gesin se kans om as 'n gesin saam te bid vir mekaar,
en vir God dankie te sê vir die groot ding wat hy gedoen het, dat hy vir ons die ewige lewe gegee het en die dood se angel kom wegvat het. Daarom dat ons ook nie hoef bang te wees vir die dood nie. Bid asseblief ook vir mense wat nou in COVID-tyd mense aan die dood moes afstaan en wat baie hartseer voel daaroor. Kom ons as 'n gemeente dra vanoggend hierdie mense spesiaal op aan die Here. Totsiens, maats. En in my hart is daar 'n lied van dankbaarheid aan U, my God, aan U, my vriend, vir wat U doen in my lewe elke dag, net waar ek gaan, net soos ek is. Daar is niemand wat my hart kan raak soos U, en my kan optel en vashou. Daarom gee ek U al die eer, met my hande omhoog, met elke klank wat ek sing, wil ek U kom verhoog, en al my lof aan U bring, want U is my skepper, my vriend, die hemel lig U omhoog, U word vir ewig vereer. My koning Heer, my koning Heer. En in my hart is daar 'n lied van dankbaarheid aan U, my God, aan U, my vriend, vir wat U doen